In 'n vorige oordenking so 'n paar weke terug het ek vertel hoe die Israeliete nie vorentoe gekyk het wanneer hulle na hoop gesoek het nie, maar hoe hulle agtertoe gekyk het, na hulle verlede toe gekyk het. Eintlik na hulle storie met die Here en die Here se storie met hulle weer in herinnering geroep en dit het weer vir hulle hoop gegee vir die toekoms. En dit is uiteindelik die snaakste ding van hoop, is dit nie? Ons as mense is geneig om hoop te koppel aan 'n tyd en aan 'n plek. En daardie tyd en plek is vir ons, wanneer ons aan hoop dink, nooit hier waar ons nou is of nooit in hierdie tyd waarin ons self nou bevind nie. Hoop, as ons aan die woordjie hoop dink of wanneer ons aan ons ideale definisie van hoop dink, is dit altyd op 'n ander plek en in 'n ander tyd. Dis altyd gewoonlik op 'n plek waar ons nog nie was nie of op 'n plek waarheen ons op pad is en dis gewoonlik in 'n tyd waar ons nog nie was nie of 'n tyd waarheen ek en jy op pad is. Maar hoop is in ons koppe dikwels, ons as moderne mense, nooit hier en nou nie. En uiteindelik sien ons iets hiervan raak in die Emmausganger se verhaal. Ons almal ken die Emmausganger se verhaal baie goed. Jesus is gekruisig. Hierdie twee Emmausgangers, hierdie twee persone keer terug na hulle huis toe nadat hulle gaan deelneem het aan die Paasfeesvieringe in Jerusalem. Hulle het al hulle hoop geplaas op Jesus. Hulle het al hulle hoop geplaas dat hy die een is wat Israel sal verlos. Hy sal Israel se politieke bevryder wees. En uiteindelik is hierdie politieke bevryder in wie hulle al hulle hoop geplaas het, is hy gekruisig. Hy's doodgemaak deur daardie einste Romeine wat hierdie twee Emmausgangers gehoop het Jesus sal vernietig. Uiteindelik het Jesus dit nie gemaak nie. Hy's 'n verlosser volgens hulle wat dit nie gemaak het nie. 'n Messias wat nooit van die grond af gekom het nie. En wanneer 'n vreemdeling saam met hulle op pad stap en hierdie vreemdeling vra hulle uit waaroor hulle met mekaar loop en praat, dan gebruik hulle van die hartseerste woorde wat ons in die hele Nuwe Testament lees. Ons het so gehoop. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Ons het so gehoop dat dit hy is wat vir Israel weer 'n koninkryk sal maak met sy eie koning. En ons het gedink hy gaan die een wees. Maar ons hoop is teleurgestel. Die probleem met die Emmausgangers is nie dat hulle gehoop het nie. Die probleem is dat hulle hoop geplaas het in 'n ander tyd en in 'n ander plek. Maar hierdie vreemdeling wat toe al die tyd saam met hulle geloop het, kom ons aan die einde van die verhaal agter, was Jesus gewees. Hulle hoop het nie gelê in die verlede en in skerwe nie. Hulle hoop het ook nie gelê in die toekoms en in 'n ander plek as Israel nie. Hulle hoop het eintlik al die tyd saam met hulle op daardie pad teruggestap huis toe. Die een in wie hulle gehoop het, was uiteindelik daardie vreemdeling wat saam met hulle op pad was. En dit was nie in die klaskamer geleentheid waar Jesus vir hulle die Bybel uitgelê het waar hulle hom herken het nie. Nee, dit was in 'n menslike geleentheid. Daar waar hulle 'n broodjie saam kon breek, daar waar hulle saam kom eet, waar hulle Jesus Christus erken het en raak gesien het en besef het dat hulle hoop toe nie al die tyd op 'n ander tyd en plek gelê het nie, maar hier en nou waar hulle nou hulle self bevind het. Is dit nie dalk my en jou probleem ook nie? Is ons hoop nie ook te tyd en plek gebonde nie? En is my en jou hoop nie dalk iewers eers in die toekoms, dink ons, in 'n toekomstige tyd en in 'n toekomstige plek, of dalk eers in die verlede, in 'n verlede tyd en in 'n verlede plek nie? Terwyl ons eintlik net ons oë moet oopmaak vir die feit dat die hoop toe al die tyd saam met ons op pad is. Ons hoop is nie in die verlede of in die toekoms of in 'n ander plek in die verlede of in die toekoms nie. Ons hoop is hier en nou by ons teenwoordig, Jesus Christus. Hy stap saam met ons. Open jou oë vir daardie hoop en sien dit raak. Hemelvader, baie dankie dat U ons hoop is. Dankie dat U ook die hoop vir die wêreld na die wêreld toe gestuur het. En help ons, Vader, om nie ons hoop op 'n ander tyd of plek te gaan soek nie. Help ons om ons oë te open sodat ons hoop, Jesus Christus, hier en nou saam met ons op die pad sal raak sien. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Ons kuier verseker in die toekoms weer.